Okay, Marinda, ek probeer jou accept. Okay. Hallo. Hallo. Dis ons daar. Ons het dit reg gekry. Ek kan jou nie sien nie. O. Ek weet nie of jy jou al gesien het nie. Okay, wag, het ons net sien? Nee. Ek sien ons al twee, so ek moet net uitfigure. Ek het gesê join with camera, so ek weet nou nie hoekom wys ek nou nog nie daar nie, dat ek net Sjoe. Hoi, Okay. Britte, dankie dat jy ingeskakel het. Ons is net nog besig met die technicalities en dan gaan ons wegspring. Dit is die eerste vir ons albei. Sjoe. Anneke, ek kan ons albei sien en ek sien nou nie 'n opsie hier wat ek jy weet op moet klik nie. So dit maak dit nou 'n bietjie moeilik. Bridget, kan jy ons albei sien? Hier is 'n kameraatjie, maar dit is maar net my view. En daar's 'n mikrofoontjie. Live chat. Dankie. Bridget, kan jy dalk sê of jy vir ons albei kan sien en of jy net my sien asseblief? Ai, tegnologie. Ja, dit sal gaaf wees as ons weet of ons albei gesien kan word. O, Okay, perfect. Sy sien ons albei so. Dit is die belangrikste. Kom ons spring weg. Okay. Marina, eersins wil ek vir jou sê baie dankie dat jy hierdie Facebook Live met my doen vandag. Jy is so 'n rolmodel in my lewe. En ek is seker in baie ander. Dit is 'n voorreg om jou te kan ken. Ek weet nie of jy dalk net eers jouself wil voorstel en net wil sê wie jy is en 'n bietjie van jou agtergrond wil deel nie. Ja, dit is altyd so 'n bietjie 'n moeilike vraag. Seker omdat ek al 'n bietjie langerig op die planeet is. Kan 'n lang storie wees. So kom ek probeer dit opsom. Ek werk die laaste 15 jaar as 'n klerekastilis en 'n motiveringsspreker, maar motiveringsspreker is eintlik maar die wêreldse term vir 'n Christenspreker. So ek gee my getuienis en ek deel baie wat ek as 'n ma al geleer het en as 'n vrou vir my man en as ek eerstens eintlik as 'n kind van die Here en dan ook in my werk wat ek doen. Ek is 'n opgeleide onderwyseres en ek het jare gelede 'n honeurs in opvoedkundige sielkundige gedoen. So ek dink al wat daai maar sê is ek stel belang in mense en ek hou daarvan om te onderrig, jy weet. So ek en Grex 35 jaar getroud, ons het 4 dogters, waarvan die tweede een alreeds by Jesus is en ons dogter se ouderdomme is 30, Larakie sou 27 gewees het nou en 22 en amper 20. Emma verjaar volgende week, die baba, dan sy 20. So ja, ek dink dis dit in 'n neutedop. Anneke, jy ken my nou ook al redelik lank, so jy kan maar nog vir my vra as daar iets belangriks is wat ek uitlos. Ja, maar ek dink dit wat moet sal ook opkom soos wat ons aangaan. Marinda, jy het nou 'n bietjie gedeel van Lara wat nou reeds by Jesus is. So ek gaan met my eerste vraag wegspring op daai noot. Maar dit hoef natuurlik jou antwoord hoef natuurlik glad nie oor Lara spesifiek te wees nie, maar my eerste vraag aan jou is wat is 'n lewensles wat jy op 'n harde manier geleer het, maar waarvoor jy nou dankbaar is? Sjoe. Ek het op die harde manier, want dit was actually deur Lara geleer dat my liggaamsbeeld is 'n baie groot struikelblok in my identiteit in Jesus. Dit was net altyd 'n issue en ons normaliseer dit in die wêreld, dat ag, dis nou maar 'n vroue ding. Ag, ons almal sukkel met dit. Jy weet, dit is nou maar hoe dit is. Ons is almal heeltyd op 'n dieet. Ons wil almal beter lyk, mooier wees en deur Laartjie, 'n kind wat
nie kon praat nie, wat nie kon loop nie, wat regtig niks vir haarself kon doen nie, en 'n skewe lyfie eintlik tot 'n mate gehad het, skewe voetjies, skewe handjies, skewe tuintjies, geluide gemaak het, en nie woorde kon sê nie, moes ek leer, dat ek en Lara dieselfde waarde het, wat deur God binne in ons geplaas is. Jy weet, dit was 'n harde les om te leer, maar dit is seker die mees bevrydendste ding wat ek ooit geleer het. Ja, of jy nog net so kortliks wil deel oor Lara, vir die wat nou nie weet. Van Laartjie nie. So, Lara is ons, ek weet nooit sê mens Lara was of Lara is nie, want jy weet in jou hart en in jou denke is jou kind mos maar nog jou kind, al is sy nie meer hier nie. So ek sê maar Lara is ons tweede oudste dogter. Ons oudste dogter se naam is Marley, sy's 'n onderwyseres. Baie meer as normale, te slim kind. En toe het ons 2 miskrame gehad, en toe is Laartjie gebore. Ek het spesifieke medikasie gebruik, die ginekoloog gegee het, dat ek nou nie weer 'n miskraam moet hê nie. En Larie is toe gebore, en sy is met 'n misvormde brein gebore. So sy het soort van 'n 5de van 'n brein eintlik in haar poppie gehad. Na nog 4 miskrame, en toe het ons nog 2 dogters gehad. Ja, so, dis Laartjie se storie. En sy, ja, Anneke, Lara het ons lewens so geïmpakteer, jy weet, al kon sy nie 'n woord sê nie. Natuurlik was ons daarom nou nie 'n normale gesin nie, maar ek dink ons sal al 5 vir jou sê. Dit was die beste ding wat met ons kon gebeur het, ten spyte van die trauma en die hartseer. En Marinda, wat sou jou advies wees vir ander mammas wat nou in daai seisoen is, wat nou in dit is waar hulle sukkel om te cope, voel maar Here, hoekom is ek hierdie kaarte gedeel? Wat sal jou advies wees vir sulke mammas? Jy weet, ek het tot bekering gekom deur Lara. Ek sou sê omtrent seker binne 'n week nadat sy gediagnoseer is, sonder dat ek geweet het dit is wat met my gebeur, want ek het in die kerk groot geword. Ek is as 'n Christen kind groot gemaak, maar ek het nie besef ek ken glad nie vir Jesus nie. Ek het geen verhouding met hom nie. Ek is eintlik bang vir God. Ek het nie besef die Heilige Gees is 'n werklikheid nie. Is iets wat Larie my ook geleer het, is dat die Heilige Gees is die trooster, die Heilige Gees is die leidsman. So ek sal vir daai ma sê, jy kan dit op geen manier doen sonder Jesus nie. Want ek weet nie hoe sou ek dit gedoen het nie. Jy weet, sy was meer as 1 keer amper dood aan longontsteking. Jy weet, sy het haar vingers gebyt, as gevolg van 'n afbytrefleks, het sy haar vingers in haar mond gekry, en dan byt sy af op hulle, sy klem op hulle, dat jy daai vinger nie uit haar mond uit kan kry nie. Jy weet, sy laat die bloed loop. So, jy weet, daar's verskriklike moeilike situasies. 'n kind wat haar lewe lank op doeke is, die onkostes, jy weet, die versorgers. Ek sou dit nooit kon doen as ek nie geweet het God is 'n werklikheid, hy's lewendig. Jesus is my redder en my koning, die Heilige Gees is binne my. Hy help my, hy stel my in staat. Jy weet, want ek kan nie. Ek is 'n mens is swak. So, en ek het dit gesien om my by die skole waar Laartjie was vir gestremde kinders, dat die mense wat nie in God glo nie, kry baie swaar en soek antwoorde en moed op allerlei ander plekke, jy weet. Ja, ek kon sien hulle het nie hoop nie. En ek dink dis wat ons geleer het, en wat ek weet ons as 'n gesin het, ons het ewige hoop. Daai hoop het 'n naam, sy naam is Jesus. Ja. Dan op dit ook, hoe bly jy, as ons nou so bietjie kan wegbeweeg van Laraatjie af, hoe bly jy geestelik gegrond in 'n besige wêreld? Jy's 'n mamma van 4, jy is 'n beroepsvrou, huisvrou, vrou vir jou man, Marinda. Hoe hou jy al die balle in die lug? Hoe bly jy geestelik gegrond in 'n besige wêreld? Weet jy, ek is so gelukkig, of dit is verkeerde woord, gelukkig, bevoorreg. Ek ken my beperkings. Ek weet hoe swak ek is, en ek weet wanneer ek nie cope nie. Jy weet, so, ek het onlangs 'n video gemaak,
op Instagram en Facebook geplaas oor hoe maklik ek oorweldig raak, selfs net op daai platforms waar ek as 'n stylist, jy weet, ek wil nou my taal lekker meng, operate. Ek operate as 'n stylist daar. En net die goed wat jy daar sien en hoeveelheid nuwe klere wat styliste en styl-influencers en voorkomskonsultante wys en adverteer, dit oorweldig jou, want dit is net nie my lewe nie, jy weet, en dit word 'n klomp noise in jou kop. Nee, en dan dit is nou nog nie te sê die besige lewe wat 'n mens lei. Ek kan net dink mamas met kleiner kinders, jy weet, so ek moet doelbewus vir myself sê, nee, jy kom nou bietjie weg, jy gaan nou bietjie boek lees. Ek lees baie graag boek. Ek is baie lief vir boek lees. Dit is een manier wat ek kan besig myself eenkant kry. Natuurlik stilte tyd. Ek is nie baie gedissiplineerd met Bybelstudie nie, dat ek dit nou hier bely. Ek love dit om te gaan stap en met die Here te praat. In my omgewing, ek is nou tans by my ouers se strandhuis by die see, so ek is so bevoorreg op die strand of hier in die strate. Ek sien die Here in die natuur, ek beleef hom, jy weet, so naby aan my as ek net bietjie buite kan kom. So ek weet wat om te doen, jy weet. So ek wil sê ken jouself en weet waar is die pitfalls en navigeer dit, jy weet, kom weg daarvan af. Natuurlik is dit die Here wat vir ons daai vrede gee, so ek weet waar om dit te kry, maar ek doen ander goed ook. Ek het hobbies, ek verf, ek maak krale partykeer so bietjie. Maar dit is vir my, ekskuus maar, Sê jy? ek wil vir my, dit is vir my mooi dat dit nie net nog druk is van ek moet stilte tyd hou. Hierdie tyd tot hierdie tyd moet ek stilte tyd hou, of weet dat dit half 'n werk raak eerder as 'n spontane verhouding met God. So dit is vir my mooi dat jy tyd maak om te gaan stap en jy praat met jou vader en want dit is effektiewelik verhouding, nee, eerder as huiswerk. Ja, dis juist, ek sukkel juist met daai routine pressure. Jy weet daai druk soos jy dit heeltemal verduidelik. Want dan begin ek te val. Jy weet, dan is dit ek is nie nou lus nie. Jy weet, terwyl ek kan agterkom wanneer die Heilige Gees my prompt, jy weet, en wanneer ek moet lees en wanneer ek moet bestudeer en kruisverwysings check en paar notatjies maak. Jy weet, natuurlik met my sprekerwerk is dit die lekkerste tye, want dan doen ek intensiewe Bybelstudie. Jy weet, veral as kerke en skole wat Christelike skole is my nooi. Dit is so lekker want dan kan ek voluit Jesus vertel en praat en jy weet hoe leef ek met die Bybel as my manual, jy weet, my riglyn. So ja, dit is wonderlik eintlik dat ek daai voorreg het. So. En so gepraat van die Bybel, wat is jou gunsteling Bybelvers en hoe het dit jou lewensreis gevorm? Dit is vir my so kosbaar toe jy vir my, jy weet, vir my sê jy gaan vir my moontlik daai vraag vra, want dis verse wat saam met Lara gekom het en is Romeine 5 van vers 3 tot 5. Maar spesifiek, ek dink dis vers 3. Ek het dit in Engels hier vir myself neergeskryf, Anneke, want die Afrikaans is nogal 'n bietjie moeilike Afrikaans. Jy weet, amper 'n bietjie oudtydse Afrikaans. Ek het nou nie 'n nuwe vertaling gecheck nie. Ek en Greg hou van die ou Afrikaanse vertaling, maar ek dink is die New King James sê dit so mooi. Dit sê not only so, want dit gaan nou oor waar in ons roem. So ons roem nie net in die heerlikheid van God nie, dis die vers wat voor dit staan, but we also glory in our sufferings. Because we know that suffering produces perseverance. Perseverance, character, and character, hope. Hope does not put us to shame because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. En weet jy, toe ek tot bekering kom, was dit omdat ek gebid het vir die Heilige Gees om my te kom troos oor ek 'n gestremde dogtertjie gekry het. Ek het so gehuil op my man se bors daai nag. En onthou dat ek in die sonnaarskoolklas geleer het, die Heilige Gees is die trooster. Ek kan nie eintlik onthou dat ek 'n vers op skool regtig geken het nie, maar ek onthou ek het geleer die Heilige Gees is die trooster en so die Heilige Gees is vir ons gegee sê hierdie verse, God se liefde is in ons harte uitgestort en nou beteken dit nie ons gaan nie suffer nie. We glory in our sufferings because suffering produces perseverance. So uithou vermoë is die een ding wat ek moes leer deur Lara. En daai uithou vermoë het my karakter gevorm. En my karakter wat nou in Jesus gevorm is, maak dat ek ewige hoop het.
As jy nou dink, nee, Jesus sê, dis Johannes 16:33 dink ek, in hierdie wêreld sal julle moeilikheid hê. So hy sê, julle gaan suffer. Dan sê hy, wat gebeur met perseverance, uithou vermoë, wat karakter vorm, wat hoop gee, want dan sê hy, maar hou goeie moed, want ek hierdie wêreld oorwin. Daar gee hy vir ons die hoop, die ewige hoop. Ons hoop, sy naam is Jesus en dis 'n ewige hoop. So daai vers, ek weet nie, daar sal seker nooit 'n ander motto wees vir my, vir hoe om te leef nie. Want dan gaan suffering wees altyd, jy weet. Ja. So Dis so mooi om net weer herinner te word daaraan dat dit wat nou so oorweldigend voel, dit het 'n einddoel. Ja. En daar kom tog goed uit dit uit en ja, en dit is moeilik om partykeer in te midde van dit vashou aan dit, maar dit is mooi om net weer herinner te word dat dit gaan oukei wees, nê, en wese dit gaan oukei. Inteendeel, jy gaan as meer oorwinnaar staan. Absoluut. En jy weet, Anneke, hoe ouer 'n mens word, nê, en hoe meer jy dit sien en ervaar, hoe besef jy, dis eintlik die tema reg deur die Bybel, is dat ons word nêrens prosperity beloof nie. Julle moet asseblief my gemengde taal verskoon, ek was 'n Engelse juffrou lank terug. Ons word nêrens daai voorspoed beloof nie. Jy weet, daai vers wat so ek wil sê so abuse word van in Jeremia van I know the plans I have for you, you know, to prosper you. En daai is vir 'n volk in ballingskap gegee. Jy weet, daar was nog geen hoop ter sprake of insig nie, jy weet. So dis weer die perseverance, die uithou vermoë. So as ons die Bybelse temas begin sien en begin ken, dan weet ons, okay, nee, dis hoe dit werk. Jy weet, byt vas, want daar kom uitkoms, al is dit eers na die dood. Dis die moeilike deel van daai. Jy weet, baie keer kom die uitkoms eers na die dood. En iets wat ek en JP nou maar die laaste ruk ook moes leer, is dat, en dit sluit maar so 'n bietjie aan by die prosperity teaching, is dat dit wat God se idee is oor voorsiening, is nie ons idee van voorsiening nie, nê. Ons idee van voorsiening is partykeer so 'n bietjie weelderig. Maar so waar. Maar God se idee van voorsiening is jy gaan na gekyk word. Dit wat jy nodig het vir daai dag gaan jy hê, en dit is so, en hy daag op en hy voorsien. Ons moet net ons eie vooropstelde idees so 'n bietjie op sy sit en leer om te vertrou. Is so waar wat jy sê, want jy weet, toe Greg sy werk verloor het die eerste keer, en hy het dit aan einde van ons 30's het hy sy werk 2 keer verloor, het hy op 'n stadium vir my gesê, want die Here het toe baie vreemde alternatiewe maniere gevoorsien wat mens eintlik nie wil hê nie, vanweë jou trots. Toe het hy my op 'n stadium gesê, hy ervaar die Here sê vir hom, voorsiening en oorvloed is om genoeg te hê vir vandag, en dan ook soms 'n bietjie om weg te gee. En dit was, ja, dis wat ek en hy glo dit nog steeds, ons het genoeg vir vandag en bietjie om weg te gee. Met jy het nou so 'n bietjie gedeel van waar jy en Greg so vinnig was. Hoe definieer jy sukses? As ons ook nou praat oor hoe die wêreld iets sê en hoe ons iets sien en hoe die Here iets sien, wat is vir jou sukses en hoe het daai definisie vir jou oor die jare heen verander? Ek dink dis een van die grootste mind shifts wat ek ondergaan het in my lewe, want ek kan onthou hoe graag wou ek 'n garden and home huis gehad het. Dit was 'n doelwit, Anneke, van my lewe, jy weet. Picture perfect life. En dit sou nou ook as sukses gedefinieer kan word en ook 'n suksesvolle beroep, jy weet, of nou miskien nie net 'n gewone onderwyseres nie, maar 'n departementshoof, en my man moet die corporate ladder klim en ons met mooi karre ry en jy weet al daai aardse goedjies. Dit is ek definitief in my 20's sukses so gedefinieer. En natuurlik toe nou met Lara toe verander absoluut alles. So vandag is ek bewus daarvan dat ons 'n skepingsdoel het. So voorsiening kom deur ons werk en ons kan bevorder word in ons werk. Dit is net glad nie enigsins meer deel van my identiteit nie. So vandag is sukses vir my as ek my kinders geleer het en ek en Greg hulle begelei om volgens die woord van God te leef, gehoorsaam te wees aan sy gebooie, en hulle kan die ewige lewe beerwe, nê, en redding kry, soos wat ek redding het, soos wat ek glo ek gaan die ewige lewe beerwe, dan is ek suksesvol. Ek is suksesvol as ek Jesus volg.
En dit het 'n klomp implikasies, so suffering en al, jy weet, wêreld wat vir my lag en al daai goeters. Wat natuurlik vir my nie pla nie. Want Lara, en daar op sig is ons gesin vooruit. Lara het 'n suksesvolle lewe gehad. Sy's by Jesus. Groot troos. Groot troos. Amazing. Ja. Dit het maar met pyn, maar dit is wat gebeur het. En hoe het jy, ekskuus, hier is nou nie een van die vrae wat ek gestuur het om voor te berei nie, maar ek wil nou, hoe het jy die oorgang, of kom, ek weet dit het nie soos instantly gebeur nie, maar hoe het jy van, hierdie is sukses, hier is waar ek moet kom, hier is die doelwitte, weet jy wat is Jesus, die antwoord is Jesus, hoe het daai plaasgevind? Ek weet jy het nou gesê, maar deur Lara, maar as jy nou moet terugkyk, hoe het jy begin okay word met, weet jy wat, ek het nie 'n garden and home huis en dit is okay. Weet jy wat het actually gebeur fisies is, Laartjie was so veel eisend om te versorg, met die dat sy, jy weet, totaal en al afhanklik was, en baie geskree het as 'n babietjie, en nooit neergesit kon word omtrent nie, en net soos 'n klein babietjie elke 3 ure omtrent gevoer moet word, doek geruil moet word, dan het winde, sy het koliek gehad, vir, ek weet nie hoe lank in haar lewe nie, sy het nie eintlik eers haar kos ingeneem nie, het ons nie geweet tot sy 8 jaar oud was nie, dit het met 'n reflux in haar longe ingedrip, so ek kon regtig nie aandag gee aan 'n tuin, 'n huis, ek kon nie eers die tafel dek, in wat ek vreeslik lief voor was, op 'n mooi manier, vir Kersfees, of vir verjaarsdae nie, want ek het net daai leksheid gehad nie, as Larie siek was, as Larie geskree het, as Larie jou nodig gehad het, moet jy alles neersit, en aan haar aandag gee, so jy sit met hierdie kind op jou skoot, en ek en Greg los mekaar af, en in die nag paas ons haar heen en weer, jy weet, so, jy het net nie die energie nie, so ek dink ons is bevoorreg, ons is fisies gestroop daarvan, ons het nie 'n keuse gehad nie, so dan as jy iets nie meer het nie, dis soos ek nou 4 maande, ek en Greg by ons oudste dogter in 'n woonstel bly, waar daar nie 'n bad is nie, ek het gedink, ek gaan krek sonder 'n bad, ek love dit om te bad, weet jy, ek is nou so gewoond daaraan om nie te bad nie, dat ek amper nie eers 'n bad mis nie. So dit is wat met ons gebeur het. So ek probeer altyd onthou dat dit nie so maklik is vir ander vrouens en mammas, as ek half ongeduldig raak met hulle, omdat die identiteit so maklik in die gladde velletjie en oulike kleertjies en lyfie en kind se bultjies en trofees ingaan, jy weet, dan moet ek myself herinner, ek is van dit gestroop. Ek het 'n kind gekry wat nie kan praat nie. So ek moes daai ding in die oë kyk. Is my kind wat kan praat, my kinders wat kan praat, nou meer werd as my kind wat nie kan praat nie? Nee. Kan nie wees nie. God het vir Laartjie ook gemaak. Al het sy nie volgens my idee perfek in die wêreld ingekom nie. Sy was volledig mens. En ek meen, jy het vir Larie geken en ontmoet. Het was 'n mens. Ja. En jy het dit eendag vir my so mooi gestel, waar jy gesê het, sy's, en asseblief val in as ek dit verkeerd herhaal. Dis reg. So mooi gestel, waar jy gesê het, maar Lara is totaal sonder sonde, so sy's volmaak, want sy was 100% volmaak, en daar was geen sonde nie. En ek is nou nog, ek slaan hoendervleis uit as ek daaraan dink, want dit is so, dit wat die wêreld sien as verkeerd, of kom te kort, is 'n probleem. Volmaak in Jesus se oë, nee. Ja, en weet jy, Greg het my later jare, jy onthou dit reg, ek het dit gesê, en Greg het my later jare gekorrigeer, toe sê hy, maar onthou, Lara het ook ongeduldig geraak, en Lara het geskree, as mamma nie aan haar genoeg aandag gee nie, so dit was goed om ook te besef, dat sy het ook vlees gehad, nee, soos ons, maar sy kon nie doelbewus, jy weet, nou gaan in vreeslike bose goed aanvang nie, sy kon net nie, jy weet, maar en in daai opsig was sy vir ons so volmaak eintlik, jy weet, met haar purity amper. Ja, dit het baie groot lesse by daai kind geleer, die grootste. Maar Enda, dit is
dis sonder twyfel dat jy deur Lara so groot, ek wil amper dit 'n bediening noem, maar so groot bediening gekry het en dit weet baie van jou motiverings praatjies raak aan dit. Maar hoe het jy of wanneer voel jy die meeste connected aan jou roeping? Of aan jou, kom ons met jou skepingsdoel. En hierdie kan ook 'n logiese vraag wees want 'n mens kan sê maar jy het nie 'n skepingsdoel nie, dis om God te verheerlik. So kom ons sit daai logiese vraag stel. En wanneer voel jy connected aan jou doel? Ek glo nogal ons skepingsdoel het ook te doen met ons naam en die betekenis van ons naam. En met kry nie soms die betekenis van die naam Marinda as jy Google nie, maar jy kry Miranda en Marinda, die weet jy polletjie is of andersom en jy kry baie keer dit beteken beloved. En dit is vir my so interessant want ek het 'n groot deel van my lewe nie eintlik geglo ek is beloved nie. Jy weet, daai ding van liggaamsbeeld issues. Moenie my vra hoekom nie, want ek was eintlik 'n marerige kindjie. Maar ek dink van die wêreld se druk en pressure. En op universiteit het ek gewig opgetel wat eintlik maar net puberteit was wat gebeur het. Maar die leuns het net so gekom. En, maar ekskuus, ek wil jy nie, ek wil net in ieder geval praat net Sondag, praat ons juist oor dit, oor hoe jou doel of God se hartklop vir jou op aarde, gewoonlik juist die ding sal wees wat aangeval word of wat jy teen skop of wat jy teen weghardloop. So dit is so amazing hoe dit wat in jou naam lê, wat jy half plat nie geglo het nie, en kyk wat doen jy vandag. Jy leer vrouens, maar hulle is verliefd en hulle is kosbaar. So is eintlik amazing, nee, ekskuus, gaan aan. Ja, en besef ook dat elke keer wanneer ek jou naam sê, en hoeveel keer word ons naam nie gesê nie, word daai ding geroep in die geestelike realm in, eintlik, nê? Word hy uitgespreek. En wat vir my dit baie moeilik maak, is dat ek weet nie, vrouens wil nie dit is vir my asof hulle dit nie wil glo nie. Hulle het, en ek werk met so baie vrouens, daar's so min Anneke wat ek voel ek bereik haar skepingsdoel. Maar ek kan nie ophou om die saad te saai nie, want 'n vrou sê vir my altyd maar dis ongesond om so 'n maag te hê, Marinda. Maar as ek net meer oefen, Marinda, hulle ken al die reëls hoor, en hulle weet presies wat om te doen. Maar hulle doen dit nie noodwendig nie. En al doen hulle dit, en is die maag plat en word daar geoefen, hulle vind altyd nog 'n fout iewers met hulle self. En hulle is nog steeds nie gelukkig, tevrede en vry nie. So vir my voel dit, die vyand het 'n baie slim skelmstreek hier uitgedink. En miskien is dit ook hoekom my eerste vir Eva gegaan het. Want sy is net so vrek gullible. En sy glo net so graag, sy's nie goed genoeg nie. En die wêreld natuurlik span saam met media, en dan is daar ook omstandighede in ons huise, wat ons laat voel, jy weet, ons word verwerp of ons is nie goed genoeg nie, en hy leuen het wortels wat diep gaan, en hy sy wortels en bywortels, en jy weet, ek weet nie. Daai ding word baie moeilik uitgetrek, en ja, is eintlik vir my partykeer swaar, dat ek glo dis my skepingsdoel om waarheid te bring. Dis eintlik glo ek my skepingsdoel is waarheid teenoor leuen. So die waarheid het 'n naam, sy naam is Jesus. Die leuen het 2 name. Sy naam is Satan en self. Wow. Een baie. Jo. Ek het 2 vrae. Een baie keer veral jong meisies is so soekend na identiteit, na wie ek is. Ons is so honger. Nie dat ek sê ek is 'n jong meisie nie, maar hoe sal maar baie keer sal 'n vrou of 'n jong meisie haar identiteit in haar kerel sit, of hoe sy lyk, of hoe haar hare lyk, wat sy ry, of haar beroep, of haar man eendag. Hoe sal jy, wat se advies het jy vir jong meisies spesifiek, of jong vrouens wat hulle identiteit op verkeerde plekke sit? 1, hoe om dit te identifiseer, en 2, hoe om daai wortel uit te haal. Ekskuus dit, nou raak ons diep. Ek gaan maar vir julle kop. Ons doen. Ja, ek moes daai
percolator nader gesleep het. Perculeerder. Weet jy Anneke, dit is so 'n persoonlike ding. Ek weet nie of mense dit vir iemand kan leer nie, maar tog as jy dit sê, besef ek dat ons dogters wat in ons huis groot geword het, wat hulle mamma die hele tyd hoor preek het oor hierdie goed, hulle weet dit. Ek wil sê hulle glo dit, begin dit glo, sal dit nog nie heeltemal glo nie. So, dis 'n kwessie van monkey see, monkey do. Dis moeilik vir 'n jong meisie as sy nie daai voorbeeld het nie. So sy gaan moet die antwoord in die woord aanhoudend soek en die Heilige Gees moet vra, openbaar hierdie ding vir my. Wys vir my waar's my afgode. Want daai valse identiteite is gewoonlik 'n afgod. En is 'n afgod van die hart. Jy weet, so dis waar die self inkom. Dis lekker om belangrik te wees. Jy weet, dis lekker om te sê ek is 'n prokureur of ek is 'n dokter of ek is 'n spreker of ek is 'n pastorale beraader. Jy weet, dit is, maar daar sê ons dit, ons sê ek is. Dis nie wie ons is nie. Ek is 'n kind van God en ek vervul soms die rol en gaan in daai area van spreker in. Weet, ek loop soms in daai rol. Ek werk op daai gebied, dis my werk, dis nie wie ek is nie. So, ek dink as 'n mens begin oplet hoe jy praat, gaan jy baie gou agterkom. Jy kom baie gou agter, wat is die afgode van die hart, as iemand hulle mond oopmaak. En hoe baie praat hulle daaroor. Hoekom sê mense, ek stereotypeer nou, maar Afrikaners is besonder goed hiermee. Jy weet, my seun se skoonpa is professor dit en dit. Man, my dogter, jy weet, sy werk nou 'n bietjie in Nederland. Sy het mos hierdie werk gekry van, jy kan maar net luister, wat sê mense? Want waar die hart van vol is, loop die mond van oor. So daar is die toets. En dan moet dit verander, dan moet dit Heilige Gees help my, roei hierdie ding wortel en tak uit my liggaam uit. So, effektief om konstant jou hart te ondersoek. En dit laat my dink aan Dawid wat gesê het, Here, deursoek my hart, en wys vir my. Ja, wat die Engels sê, show me my erroneous ways. My foutiewe denke, want dis wat dit is foutiewe denke. Wat gedrag word, jy weet. So, denke wat gedrag word. Ja. Wow. Marinda, as jou lewe 'n boodskap kon wees vir die wêreld, wat dink jy sou daai boodskap wees? Of wat sou jy wou hê moet daai boodskap wees? Ek dink ek sou wou hê dit moet iets wees soos soek die waarheid, sy naam is Jesus. Dit waarheid leen ding is 'n groot ding vir my, Anneke. Want mense leef hulle lewens volgens leuns, jy weet. Hulle lewens is ingerig daarvolgens baie keer. En hulle het nie die onderskeiding, of hulle vra dalk nie vir die onderskeiding wat 'n gawe van die Gees is, om te besef, maar hierdie sê die waarheid nie, jy weet. Ek vind ook baie keer ken Christene nie die woord nie. En dit beteken nie ek ken die Bybel uit my kop uit nie. Ja. Maar ek het al genoeg Bybel gelees, oor en oor dieselfde dele, en preke geluister, jy weet, en input gekry om iemand se tafel by 'n Bybelstudie, om te weet wat overall sê die Bybel. Jy weet, wat sê God in sy woord? Jy weet, wie is Jesus? Wie is Vader? Wie is die Heilige Gees? Maar mense gaan kerk toe en ken nie die Bybel nie. So dan kan jy nie onderskei nie. As jy nie weet, Jesus het dit gesê, dink as in Johannes wat hy sê, ek gaan nou parafraseer my eie woorde, ek dink hy sê, as julle in my bly, en in my gebooie, dan is julle my disippels. Dink as Johannes 8 vers 32, daar by 30 tot 32. Dan is julle my disippels, en dan sal julle die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Maar dit beteken jy moet in hom bly, en jy moet sy gebooie ken. Jy moet weet wat hy gesê het. So op 'n stadium het ek die 4 evangelies aandagtig deurgelees, want daar's Jesus se woorde. Want
toe wil ek weet, okay, maar wat het hy gesê? Wat is dit wat my gevoel maak? Sy woorde. Ja. En ek dink ook dat 'n mens as jy vir Jesus ken, gaan jy sy karakter ken en dan gaan jy in die alledaagse kan jy onderskei. Luister maar, pas hierdie by die karakter van Christus of pas dit nie by die karakter van Christus nie. Ek weet nie of jy daarop dalk ook ietsie wil byvoeg nie. Ja, ek dink dit is so belangrik wat jy sê om die karakter van Jesus te ken. Jy weet, wie was hy toe hy as mens geleef het? Wat weet ons van hom nou? Want dis so 'n amazing ding om te besef dat dieselfde Johannes wat met sy bors teen Jesus, met sy kop teen Jesus se bors teruggeleun het, jy weet, wat homself as Jesus 'n goeie vriend beskou het, op Patmos, toe Jesus aan hom verskyn, en hy die openbaring van die boek Openbaring kry, toe val hy neer op sy aangesig voor haarselfde Jesus. Toe slat hy neer. Want die opgestane Jesus is God. Dis 'n heilige God. So, ek vind partykeer, miskien raak, ek loop nou die gevaar om, jy weet, te veralgemeen en te stereotypeer, maar ek dink daar's 'n gevaar dat ons by die Jesus my vriend vashak. Jy weet, liewe Jesus, en vergeet dat Jesus sit nou aan die regterhand van God die Vader. En daar, hy is so heilig, dat as hy enigsins aan my sou verskyn, gaan ek neerval op my aangesig. Jy weet, my verlosser is ook my koning. En mens buig jou knie voor 'n koning. Baie belangrik wat jy sê, ons moet die volle prentjie van Jesus verstaan. Want dan sal ons nie van die pad afdwaal en so verstrik raak, dink ek, met afgoderry nie. So. En jy het dan 'n bietjie genoem van afgoderry en in vrouens se harte, wat ons as 'n leuen sien, maar eintlik of hy kom in as die waarheid en eintlik effektiewelik raak dit 'n afgod, nê, soos ek moet die nuutste klere hê en ek moet die mooiste karre en ek moet hierdie nice huis hê. Wat se raad sou jy vir jong vrouens gee met ons op haar onderwerp, of ons kan wegdwaal van dit, maar wat se raad sou jy vir jong vrouens gee? Jy kan besluit, mens wees, huwelik, kinders, wat se raad wens jy kon jy vir jong vrouens gee? Sure. Vir 'n vrou wat in 'n huwelik is, 'n jong vrou, sou ek sê, wees op jou uitkyk en op jou hoede vir verwagtinge. Wat is jou verwagtinge van jou man? En ook pas op vir perfeksionisme. Daai twee is killers. Hulle is moordenaars. Hulle verwoes. Ek dink dit is so belangrik om te weet, ek is 'n swak mens en Greg is 'n swak mens. Ons is albei swak mense. Wie weet, met swakhede. Natuurlik het ons sterktes ook, maar kom ons fokus nou op die feit dat ons sonder Jesus is ons swak. En selfs met hom is ons swak, want ek is in my vlees elke dag. Maar met Jesus tussen my en Greg het ons 'n sterk huwelik. So twee swak mense met Jesus as die middelpunt van hulle lewe en hulle huwelik het 'n sterk huwelik. Maar dit beteken ons sê ons is jammer vir mekaar. En ons weer eens ons volg sy gebooie. Ons doen wat hy sê. En ek wil graag van mamas ook net uit my ervaring uit, en asseblief tog elkeen loop sy eie pad, nê. So wie's ek nou eintlik om vir iemand raad te gee? So dit gaan regtig maar net oor my getuienis wat ek beleef en geleer het, en ek dink kinders het die volgende goed nodig. Dis nou, ek moet nou mooi dink wat maar ek dink is liefde, onvoorwaardelike liefde, as dit gesonde onvoorwaardelike liefde is. Ek sal nou sê wat ek moet doen. Ja, as jy vraag, ja. Ja. Grense, baie sterk grense, veral kleinkinders. Dissipline, want as 'n kind nie sy of haar ouers kan gehoorsaam nie, is dit vir hulle baie moeilik om eendag vir God te gehoorsaam. As jy nie jou knie voor autoriteit kan buig nie, dan kan jy ook nie jou knie buig voor die autoriteit nie. Baie moeilik. Want dan gaan dit oor jou. So liefde, grense, dissipline. 'n Kind het nodig dat ons vir hulle kan sê, ons is jammer. Ek het 'n fout gemaak. Ek het dit later in my lewe geleer. Ek het my oudste dogter
ek dink bietjie skade berokken. Gelukkig weet sy dat ek sê ek is jammer. Dit was die swaarste en moeilikste ding vir my om vir haar te sê ek is jammer. Ek is jammer dat ek op jou geskree het. Was nie jou skuld dat ons laat is in skool nie, dit is mamma se skuld. Mamma het nie vroeg genoeg begin beweeg nie. Ek moes my trots so sluk om daai ding te doen, hoor. Dit was vrek moeilik vir my. Ek wou dit nie erken het. Ek wou nie erken dat ek 'n fout gemaak het. En dan beteken dit nie sy is nou my maatjie nie. Jy weet, die grens en die disipline is nog steeds daar. Maar wanneer ek verkeerd was, moet ek kan sê ek is verkeerd. En die laaste ding wat ek dink ons kinders verskriklik nodig het, is ons gesels. Dis nou meer as hulle ouer raak, wanneer hulle ouer raak. Dat ons by ons kinders se harte kan uitkom. Jy weet, en ek vind met my 3 dogters, wat nou nog hier by my op die aarde is, dit gebeur die beste as ek alleen dates met hulle het. Dit gebeur nie so lekker as hulle al 3 saam is nie. Ek weet nie lekker, wat is dit, kompetisie of envy of wat nie, maar ja, of hulle wil net nie miskien oopmaak voor mekaar noodwendig oor alles nie, jy weet. Dit werk uitstekend as jy alleen op 'n melkskommel of 'n lekker stukkie koek date gaan. Ja, en ek hoop mamma is nie mammas wat hulle kinders nie of se kinders nie mag melkskommel of koek eet nie. Dan wat jy Want dan is die liggaamsbeeld issues al klaar gevestig. Maar beloof. Jy het nou gesê gesonde onvoorwaardelike liefde. Wat het jy daarmee bedoel? Weet jy wat? Ek dink daar het 'n ding in hierdie wêreld ingekom. Iemand wat ek vir wie ek baie respek het wat ek by die gehad. Sy noem dit ons leef in 'n pandemie van self-love. Ons leef, ek wil dit weer sê, ons leef in 'n pandemie van selfliefde. Pas op, daar's 'n movie se verskil tussen om te weet jy is 'n kind van God en jy's lief vir jouself. Daai ding is super gevaarlik. So wat ek toe besef het, ek weet nie of dit die volle waarheid is wat ek nou deel nie, my openbaring, ons kry elkeen ons eie openbaring, is as daai liefde vir self nie, ek wens ek het beter Afrikaanse woorde vir al my Engelse woorde, nie gewedge is, geanker is, as daai selfliefde nie staan tussen liefde tot God en liefde tot jou naaste nie, dan is dit afgoderry. Dis weer eens beheptheid met self. So nou is daar hierdie ding van elke kind is 'n wenner. Jy weet, en as sy nou nie die atletiek gewen het nie, dan gaan ons vir haar 'n iPad gee. Want sy moet net weet, sy is 'n wenner. Sy moet nou net nie so terrible voel dat sy dink daar's fout met haar nie. My magistraat, as jy nie atletiek gene het nie, het jy nie atletiek gene nie. Dan kom jy soos wat ek laat kom het in die 800, maar jy maak klaar. Maar dit was vir my ekskuus. Ja, hy is misleidend. Dit was vir my so 'n bietjie van 'n draad wat deurtrek na die nuwe buzzword is ook mos boundaries. Jy moet boundaries hê. En 100%, ek moet eintlik 'n later video maak met dit, maar dit gaan vir dieselfde. Ek dink baie keer dan gaan boundaries net om jou selfsug te kan beskerm, maar dis nie noodwendig wat naaste liefde is nie, nê, of wat die woord van ons verwag nie, maar ek sal later 'n video van dit maak, maar ja, ek dink dit is definitief, dit is shocking. En dan ook jy het nou gesê, as ons met ons kinders gesels, gaan ons vir hulle harte uitkom. Wat sou jou advies wees om jou kinders se harte na te jaag? Weet jy wat sien ek? Ek sien ek moenie te intentioneel wees nie. Miskien is dit net my goals. Jy weet, en alles groot, né? Jong volwasse, Marley is volwasse en die ander twee is jong volwassenes. So ek moet die gesprek sy gang laat gaan. Ek vra soos, hoorie, okay, hoe gaan dit met die akademie? En die twee jongstes is nou mos op universiteit. So ek sal sê, okay, nou, hoorie, hoe gaan dit met die akademie? Ag, hulle wil nie vreeslik daar uitbrei nie. Dan sal ons sê, okay, en wat is lekker, weet, by die koshuis? Die socials lekker, weet, ons praat net. En dan skielik verander die onderwerp.
na 'n halfuur. En dan kom hulle met daai ding. So hulle kom eintlik vrywilliglik gee hulle vir jou die inligting as jy net sit en oor allerlei, ek wil sê alledaagse goedjies gesels. Maar kind is baie slim. As jy nou met 'n agenda kom, nee, hulle gaan weet, hoor. Hulle gaan jou uitsas. Dit gaan nie werk, dink ek nie. So ja, ek dink dit gaan maar daaroor, jy weet, om net lekker te hoor wat gaan aan in hulle lewens en as hulle weet maar jy stel regtig belang en dan gaan hulle jou vertel. Hulle gaan jou vertrou. Ek lees in die week, ek het eintlik 2 verskillende dinge gelees wat gaan oor dans en die impak van dans. Die een sê dat om te dans 79% van dementia voorkom en die ander ding, ek moet fact check my asseblief want ek dink dit is waar nie, maar en die ander ding gaan oor dat huisgesinne wat saam dans is nader aan mekaar en toe dink ek, kyk great, ons gaan meer dansparties in die huis hou. Maar wat is een van die snaakste dinge wat jy as kind geglo het? Weet jy, ek dink die eerste ding wat by my opkom as jy dit sê, en is eintlik half bietjie skokkend, want as jy my ouers ken, dan sal jy dink dis eintlik belaglik as jy hulle vandag ken. Maar ek was as 'n dogtertjie baie bang my ma gaan skei. So ek het baie daaroor gebid. As ek hulle gehoor beklei het en hulle is 2 ekspressiewe mense, nog steeds in hulle 80's, hulle kan goed vir mekaar gaan. Ek weet hulle is 59 jaar getroud. So ek meen, nou verstaan jy, dan klink dit nou mos belangrik, my ma is 59 jaar getroud. Maar ek dink ek het nie gesê maak hulle vrede nie, Anneke. Ek het dit besef. Ek dink ja, so dis belangrik dat kinders sal weet ouers beklei. Jy weet, ons praat nie van mishandeling en boelie nie, net normale verskil van opinie. My man byvoorbeeld het nooit sy ouers gesien beklei nie. En in ons huwelik wou hy dan nou nie met my beklei nie. Ek het reg om nou vir hom 'n goeie peace of my mind te gee, dan draai om en loop weg van my af. En dan bobbel dit seker. Ons breek. So, maar my ouers het baie, ek wil sê, volatile en ekspressief gebeklei, maar ek het nie altyd die vredemaakproses gesien nie en ek dink dit het my onseker bang gemaak. Jy weet, so ja, dis nogal, ek het besef, dis nogal iets wat mens moet weet. As jy dan nou beklei voor die kinders, hulle moet net wel op 'n stadium sien, jy vat weer aan mekaar, jy hou hande weer vas, jy weet, jy kan dalk sê as jy sien daar's angs op die gesiggies. Jy weet, kan 'n mens maar sê, hoorie, dis normaal dat mamma en pappa beklei, want mense stem nie altyd saam nie, maar ons gaan altyd lief bly vir mekaar. Jy weet, en mekaar bly. My kinders hou niks van as ek en Greg beklei nie. Hulle is groot en hulle kan dit nog steeds eintlik nie hanteer nie. So dit lyk my dit maak kinders nogal bang. Nou, dit was my interessant om dit te besef. Ons het so vriende naby aan ons wat nou uit mekaar uit is en dit het by my uit ook gaan steek. So as ek en JP ook en ons beklei nie lelik of iets nie, ons het sal net 'n argumente of ek dit en hy wil dit hê. En sal dit ook baie duidelik maak hoe ek voel. En vir die eerste ruk het my ook dan, maar gaan julle skei, gaan julle nog lief wees vir mekaar, gaan julle nog van mekaar hou. So ek dink so vinnig kom dit in, sluip dit in en 'n mens moet so versigtig wees hoe jy dit hanteer en hoe jy daaruit die vir ons hoef nie altyd saam te stem nie, presies wat jy nou gesê het, ons hoef nie altyd saam te stem nie, maar ons gaan altyd kies om mekaar te kies. Absolutely. Ek dink dit maak hulle sterk. Ja. Sure. Marinda, ongelooflik baie dankie vir jou tyd. Jy is 'n ek dink nie jy gaan ooit besef die verskil wat jy maak in my lewe nie. Al is dit net nou en dan, maar jy's altyd 'n knoppie om te druk, jy het altyd soveel wysheid om te deel, soveel insig, soveel waarheid wat 'n mens by jou kan tap. So dankie vir jou tyd vanoggend. Ek waardeer jou ongelooflik baie. Mag jy geseën wees en ek gaan al jou inligting waar mense jou page kan gaan like en meer van jou kan sien waar hulle dalk boekings sou maak vir jou, sou hulle so ietsie wil doen, gaan ek ook share. Maar weer eens baie dankie vir jou.
Baie 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 dankie Anneke. Dit was regtig lekker om met jou te gesels. Ek waardeer dat jy my genooi het hoor vir hierdie. En ja, mag jy geseënd wees in wat jy doen. Ja, Baie baie dankie. liefde vir jou. Dankie. Vir die res van julle, dankie dat julle ingeskakel het. Daar was daarom so 'n bietjie beweging wat great is. Julle moet ook 'n geseënde dag hê. Ek hoop vandag was vir julle so insiggewend soos vir my en dan los ek julle daar. Bye bye. Tata.